Goeiedag en welkom aan al ons leerders. Ek is juffrou Kayla Goliath, Afrikaans vakadviseur in die Nelson Mandela Bay distrik. Vandag is ek in Oos-London by die departement van onderwys in die uitsaai ateljee. Reg leerders, so hoekom is ek nou hier? Vandag gaan ons fokus op die konsep of die onderwerp eerder gedigte. Ons gaan 'n bietjie luister en praat en ons gaan ook na die kenmerke kyk. Voordat ons kan begin, kom ons gaan kyk na die volgende. Aan die einde van hierdie les sal jy in staat wees of sal jy na 'n gedig luister en bespreek. Ons gaan 'n gedig ontleed. Ons gaan kyk na die kenmerke van 'n gedig. Ons gaan beeldspraak identifiseer en natuurlik gaan jy op die einde vragies oor die gedig kan beantwoord. Kom ons spring onmiddellik weg, maats. As julle met my is, gaan ons dan begin. Eerstens wil ons luister en praat. Voor my het ek 'n gedig. Maar voordat ons dit gaan doen, gaan ons gaan kyk na 'n voorleesgedeelte en soos wat ons gaan lees, gaan ons ook 'n tydenslees aktiwiteit of oefeningkies of selfs net vrae aan u of aan jou rig. So kom ons gaan kyk na hierdie gediggie. In hierdie gediggie is die titel, Is die kos al amper klaar? So as ek nou vir jou moet vra, leerders, wat sal jy dink, waaroor gaan hierdie gediggie handel? As jy gaan kyk na die sleutelwoord of enkele woorde in die titel, gaan jy sien, ons het die woordjie kos. En die persoon het ook die woordjie ingesit, al amper klaar. So as jy dit by mekaar kan sit, waaroor dink jy gaan dit? Dit gaan natuurlik oor iemand wat wil weet of die kos al gaar is en of dit al klaar is. Kom ons gaan verder. So hier voor ons het ons dan nou 'n gedig. En 'n gedig bestaan uit verskillende gedeeltes, naamlik strofes en versreëls. Maar jy hoef nie nou daaroor bekommerd te wees nie, want ons gaan net nou hierna kyk. Kom ons begin lees. Is die kos al amper klaar? Is die kos al amper klaar? Ek so honger soos 'n bees. Wat gaan daar vir ete wees? My maag grom nes 'n kwaai ou beer. Ag, maak tog oop die oonse deur. Is die kos al amper gaar? Is die kos al amper klaar? Ek is so honger soos 'n wolf. Wat draai daar in die mikrogolf? Die lekker reuke maak my gek. Kan ek so lank die tafel dek? Is die kos al amper gaar? Is die kos al amper klaar? Ek kwyl, ek voel skoons flou, ag toe, laat my net een ou happie proe. Kom aan ma, ek moet net weet, wat gaan ons vanmiddag eet? Tuna-tert en broccoli? Ek's nie regtig honger nie. Jaco Jacobs. So, kom ons gaan kyk na die volgende gedeeltes, maat. As jy na hierdie gediggie moet kyk, wat deur Jaco Jacobs geskryf is. As ons gaan kyk na die eerste gedeelte van hierdie gediggie, en as ons gaan praat van die eerste gedeelte, verwys ons na hierdie gedeelte. Wie dink jy is die spreker in die gedig? Reg. As jy nog nie antwoord het nie, kom ons beweeg af met ons oë en ons gaan kyk na die laaste gedeelte van die gedig. Hierdie persoon wie hier praat, noem die persoon na wie hy verwys, sê, kom aan ma. Wie dink jy is die spreker nou? As jy dit het, sal jy agterkom die spreker is 'n kind. En as ons verder gaan kyk na hierdie gedeelte, vra die volgende vraag vir jou, hoe voel die spreker? So as ons kan sien, in hierdie gedeelte, sê die persoon, ek is so honger soos 'n wolf. Met ander woorde, die persoon is verskriklik honger. En wat wil die spreker weet?
Reg deur die gedig sien ons die heeltyd dieselfde vragie oor en oor herhaal word. En die spreker wil weet of die kos al gaar en al klaar is. En wat wil die spreker dan nou doen terwyl ma nou nog besig is? Hier kry ons die antwoord. Die spreker wil weet, kan ek so lank die tafel dek? Want natuurlik kan hierdie persoon nie meer wag nie. En as ons gaan kyk na die einde, onthou soos wat ons gesê het, hierdie persoon was die heeltyd of regdeur was die persoon die heeltyd honger. Maar na die einde toe, as die persoon hoor daar is tuna, tert en broccoli op die spyskaart, verloor die persoon onmiddellik belangstelling en is nie meer honger nie. Kom ons gaan aan. Hier begin die regte werk nou, maats. Wat is 'n gedig? So 'n gedig is 'n kreatiewe teks wat gevoelens, gedagtes en ervarings uitdruk, soos wat jy nou gesien het. Gedigte gebruik dikwels verbeelding, ritme, rym en emosies. So gedigte is een van daardie gedeeltes waar jy lekker kreatief kan wees en jou eie persoonlikheid ook dan nou deel van dit kan maak. Reg, maats, kom ons gaan kyk na die gedigte se kenmerke. So wat baie belangrik is die volgende. Daar moet altyd 'n titel wees. Vir die doeleinde in graad 6 is dit belangrik dat jy ten minste ook 'n titel moet uitdeel maak van jou skryfstuk. Dan het ons gewoonlik ook 'n digter, ons kry die spreker, ons kry versreëls en strofes, natuurlik is daar dan nou rym, ons het die ritme wat ons kan sien, beeldspraak en dan ook tipografie. Nou maats, ek weet dit is 'n mondvol en dit is hoekom ek dit nou vir jou in die volgende skyfie gaan verduidelik. Kom ons kyk na hierdie een. Die titel. So die titel is altyd die naam van die gedig. Dit gee vir jou 'n idee waaroor die gedig dan gaan handel en dit hoef nie altyd teenwoordig te wees nie. Dit is 'n goeie wegspringpunt vir jou, maar dit hoef nie altyd, jou gedig hoef nie altyd 'n titel te hê nie. Kom ons gaan kyk na die volgende. 'n Ou vrou in 'n skoen. Nou voordat ek hierdie gedig nou nog gaan lees vir jou, sal ek nou al reeds gaan kyk net na die titel en die sleutelwoorde wat vir my dan nou uitstaan. Ou vrou in 'n skoen. So as ek nou moet sit en ek moet nou gaan kyk na die titel en oulik genoeg is daar dan nou vir jou 'n prentjie ook. Waaroor dink jy gaan hierdie gediggie handel, maats? Dit gaan natuurlik oor 'n vrou. En wat weet ons van die vrou? Sy is oud. En wat weet ons nog van haar? Ons kan sien sy woon in 'n skoen. En hier kan ons dit ook dan nou duidelik sien in die prentjie. So kom ons lees gou saam. Daar is 'n ou vrou, sy woon in 'n skoen. Sy het so baie kinders, sy weet nie wat om te doen. Sy gee hulle sop sonder botter of brood, dan kry elkeen 'n pak van klein tot groot. So maats, soos jy kan sien, die gedig se titel sê al reeds vir ons wat ons kan verwag. Kom ons beweeg aan. Die digter. Nou die digter is die skrywer van die gedig. Die naam word altyd by die gedig geskryf om erkenning te gee aan die persoon. Maar in sommige gevalle is dit ook waar die digter anoniem wil bly. Die spreker. Die spreker is nie noodwendig die digter nie. Soos wat jy gekyk het na, is die kos al gaar, is daar 'n kind of 'n jonger persoon wat die spreker is. Die spreker is ook dan die stem wat in die gedig aan die woord is, en dit hoef nie altyd 'n mens of te wees nie, dit kan 'n dier of 'n voorwerp ook wees. Versreëls en strofes. So hier is waar dit nou interessant raak, maats.
Gedigte bestaan uit versreëls en uit strofes. So wanneer ons kyk na 'n opstel, praat ons van paragrawe en ons praat dan nou natuurlik van sinne. Maar wanneer dit kom by gedigte, gebruik ons effens ander woorde. Ons praat van 'n versreël en dit is min of meer soos jou sin. En dan praat ons ook van jou strofes, dit is min of meer soos jou paragraaf. Nou kom ons gaan kyk na die volgende. Hier het ek 'n voorbeeld van my weer eens. Vaan is nie 'n dom pampoen, maar al wat hy wil doen is TV kyk van vroeg tot laat. Sy pa word nou 'n bietjie kwaad. Nou weer eens maat. Ek hou verskriklik baie van herhaling. En hier kan jy nou weer sien. Hier die eerste gedeelte is wat ons noem 'n versreël. Hierdie gedeelte noem ons ook dan nou 'n versreël. Nog 'n versreël en nog 'n versreël. So altesaam gee dit vir my 4 versreëls. En wanneer ons versreëls dan nou saamsit, noem ons dit dan nou 'n strofe. Hierdie gedeelte wat jy hier sien, is wat jy dan nou kry en ons noem dit 'n strofe. Die bou. Nou die bou van jou gedig is baie belangrike komponent. Kom ons gaan kyk na die volgende. Wanneer ons gediggie gaan opbreek of wanneer ons besluit ons moet skryf, kry ons wat ons noem 'n couplet. En eenvoudig verwys dit na hoeveel versreëls jou gedig gaan wees. So 'n couplet verwys na 2 versreëls, 'n tersiene verwys na 3 versreëls, 'n kwatryn na 4 versreëls, 'n sestet 6 versreëls en dan 'n oktaaf 8 versreëls. Ek weet maats, dit klink soos 'n mondvol, maar moenie bang wees nie. Ek sal nou meer duidelikheid vir jou kan gee. Kom ons gaan kyk na 'n couplet. Hier is 'n eenvoudige voorbeeld van 'n couplet. Dit beslaan slegs uit 2 versreëls. En hier het ons dan nou 'n voorbeeld van 'n kwatryn. Dit bestaan uit 1, 2, 3, 4 versreëls. En natuurlik graad 6 gaan jou onderwyser vir jou vra om dalk 'n sonnet te skryf. En hulle mag dalk spesifiek wees, hulle mag dalk vir jou vra om 'n Engelse of 'n Italiaanse sonnet te skryf. So wat doen jy? Al wat verskil is die formaat of die struktuur. 'n Italiaanse sonnet sowel as 'n Engelse sonnet bestaan beide uit 14 versreëls. Maar kom ons gaan kyk gou na die Italiaanse sonnet. Hier sal jy sien, dit bestaan uit 'n oktaaf en 8 versreëls, maar dit bestaan ook uit 'n sestet wat 6 versreëls is. Altesaam 14 versreëls. Engelse sonnet weer, dit bestaan uit 3 kwatryne en dan ook 2 versreëls. So, jy kan jou geniet, jy mag lekker speel, jy kan besluit hoe jou gedig gaan lyk. Gaan dit 'n mengsel wees van 'n kwatryn, 'n couplet of hoe ook al jy dit wil hê. Dit alles gaan van jou afhang. Kom ons beweeg aan. En hier is nou die lekker gedeelte, ritme. So wanneer jy 'n gedig skryf, gesels ons altyd van ritme. Nou die ritme verwys na die tempo waarteen gedigte gelees word. So baie keer lees ons vinnig. Met ander woorde, die ritme en die beweging en die vloei is dan vinnig. Maar wanneer daar langer vokale is, beteken dit dat my gediggie dan nou stadiger gaan klink. So, gedigte ritme. Dit is baie belangrik want dit beklemtoon sekere lettergrepe. Rym. Vir rym is dit die herhaling van eenderse klanke. En hier gaan ons gou 'n rukkie stil staan, maats. Hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik om sekere woorde te beklemtoon, om atmosfeer te skep, maar ook om die gediggie klankryk te maak. Dikwels kom die rym aan die einde van die woorde voor, wat ons daar dan nou sien, en ons gebruik gewoonlik die letters van die alfabet om aan te dui
watter woorde met mekaar dan nou rym. So hierdie een gaan ons nou nie lees nie, maar soos wat jy kan sien is, het ons hierdie woordjie, dit is pampoen. En dan in die volgende versreël het ons die woordjie doen. Jy onthou mos nog wat 'n versreël is, nie? En dan het ons die woordjie laat en die woordjie kwaad. So as ek vir jou moet vra, maat, wat sal jy sê is die woorde wat met mekaar rym? Wat rym met pampoen? En dan sal jy natuurlik sien, die woordjie pampoen rym met die woordjie doen. En dan natuurlik laat rym met kwaad. Volgende vraagie, maat. Hierdie gediggie bestaan of hierdie gedeelte bestaan uit 4 versreëls. Kan jy onthou wat ons nou weer gesê het? Gaan ons hierdie gedeelte dan nou noem die bou? Gaan ons sê dit is 'n couplet, 'n tersine of gaan ons sê dit is miskien 'n kwatryn? Dit is korrek, maats. Dit is definitief 'n kwatryn. Dan gaan ons nou aanbeweeg na die rymgedeelte toe. Gedigte, regdeur gedigte, gesels ons van halfrym en ons gesels van volrym. So halfrym verwys na alliterasie en assonansie. Kom ons gaan kyk na die voorbeelde wat ek vir jou het. Alliterasie verwys na dieselfde konsonant aan die begin. En hier moet jy mooi luister, maatjies. Dit is dieselfde konsonant aan die begin van meer as een woord in 'n versreël. Voorbeeld: Sarel, sal, sarel, saamsing. Met ander woorde, dit is die herhaling van die S-klankie. Kom ons gaan kyk na assonansie. Assonansie in hierdie geval het te doen met dieselfde vokaal wat herhaal word in 'n versreël. So onthou, vokale, ons het 5, dis die letter A, E, I, O en natuurlik die U. Kom ons gaan kyk na die voorbeeld. Gaan, jaap, saam, of, raak, hy, vaak. En daar sien ons natuurlik dan nou weer, dit is die herhaling van die A-klankie. Kom ons gaan oor na die volrym gedeeltes toe. En hier kan jy nou baie kreatief raak, maats. Parrym is wanneer die laaste 2 woorde van die eerste en die tweede versreël met mekaar gaan rym. En dan ook die derde en die vierde versreël met mekaar gaan rym. So die rymskema wat ons daar gaan kry is die AABB rymskema. Hoe langer jou gedig raak, kan jy natuurlik nog 'n letter van die alfabet byvoeg. So met ander woorde, dan sal ons sê dis die C en die C en ons kan aangaan na D, D en E, E toe. Kruisrym se rymskema lyk soos volg. Dis die AB, AB, gebroke rym ABCD omdat daar geen rym is nie en dan ook omarmde rym. Omarmde rym is waar die een 'n armpie gaan maak om die ander een. Kom ons gaan kyk. Hier het ek vir jou 'n oulike voorbeeld, maats. Parrym. As ons gaan kyk na nommer 1, die parrym, sal jy kan sien die woordjie lig rym met terug. Met ander woorde, hulle loop saam en dit is wat ons noem 'n paar. Dan het ons verlaan en staan. Hulle loop ook saam en dit is ook wat ons dan nou noem parrym. Maar met kruisrym sien ons nou iets anders. Die rymskema is AB, AB. Wat dit beteken is die volgende. A en B. Met ander woorde, kom ons gaan kyk. Hier sal jy sien word 'n kruising gemaak. Met ander woorde, nes die woord dit sê kruisrym, gaan jy sien hoe die woorde dan nou ook gaan kruis in hierdie geval. Die woordjie wes rym met die woordjie les en dan wind rym met kind. Omarmde rym. Omarmde rym is waar ons dan nou 'n armpie gaan vorm bo-oor. Dis asof jy jou arm om jou maat se rug dan gaan sit. So hier het ons die woordjie nag wat rym met dag en ons het die woordjie lig wat rym met lig.
En dan laastens, gebroke rym. Gebroke rym is daar geen spesifieke rym nie. So jy kan skryf, jy kan vry voel. Niks hoef noodwendig te rym in 'n gedig nie. En dit is wat ons dan nou hier sien. Gebroke rym, die woordjie tuin. Nêrens in hierdie gediggie of gedeelte is daar 'n woordjie wat rym met tuin nie. Ons het die woordjie tuin, son, laatmiddag en groen. As jy dit dalk gaan probeer op jou eie, sal jy sien, daar is absoluut geen woorde wat met mekaar gaan rym nie. Wel maats, ons het amper na die einde gekom, so kom ons kyk wat jy alles tot sover gehoor het en hoe jy die volgende ook dan nou gaan inpak. Tipografie verwys na die uiterlike bou van 'n gedig, die manier waarop dit gedruk is, met ander woorde, die vorm waarin dit geskryf het, die letters wat hulle gebruik. Sommige kere sien ons woorde in hoofletters, in kleinletters, en daar is miskien dalk oop spasies. So, jy kan enige iets doen, soos wat jy voel met 'n gedig. Beeldspraak, en hier is die lekker gedeelte. Vandag fokus op 3 vorme van beeldspraak, naamlik personifikasie, die metafoor en 'n vergelyking. Nou die personifikasie is wanneer ons menslike eienskappe aan nie lewendige dinge of voorwerpe gee. Byvoorbeeld, die aarde huil vandag. Nou ons weet maats, die aarde kan nie huil nie. So, omdat die aarde 'n nie lewendige ding is, gee ons dan nou vir die aarde 'n menslike eienskap wat huil is. Wanneer ons dan kyk na die metafoor, in die metafoor word een saak gelykgestel in 'n ander saak. En ons gebruik nie die woorde net soos of soos nie. Maar wat ons wel doen is ons gaan die woordjie is gebruik. Byvoorbeeld, hy is sy pa uitgeknip. Dalk het iemand vir jou al gesê maar jy is 'n skat. Jy is nie letterlik 'n skat nie, maar jy word gelykgestel aan iets anders. Dan het ons die vergelyking. Die vergelyking is wanneer ons iets met 'n ander vergelyk en ons gebruik nou die woorde net soos of soos. Hy lyk net soos sy pa of hy het 'n geheue. Hy het 'n geheue van 'n olifant. Nou is dit jou beurt maats. Die volgende gedeelte gaan ons nou gaan kyk. En hier is 'n aktiwiteit wat jy dan nou op jou eie gaan doen. Ons gaan net 'n paar vragies behandel, maats, en dan kan jy die ander op jou eie dan voltooi in jou eie tyd. Kom ons gaan kyk na die volgende. Kan jy my help om vragie 1 te beantwoord? Wat is die titel van die gedig? Kom ons gaan kyk na vragie nommer 3. Wie sal jy sê is die digter van hierdie gedig? En waar gaan ons dit kry? Aan die heel onderkant. En die persoon wat dit geskryf het, is Jaco Jacobs. En dan 'n laaste vragie, maats. Haal vir my 'n vergelyking. Onthou wat het ons gesê? 'n Vergelyking is wanneer een ding gelykgestel word aan 'n ander. En ons gebruik woorde soos, nes of net soos. En ek wil hê ons moet gaan kyk in strofe 1. Kom ons gaan kyk vir 'n vergelyking. Is die kos al amper klaar? Ek so honger soos. En daar kan jy sien, het ons die woordjie soos. Met ander woorde, die eerste vergelyking is ek is so honger soos 'n bees. Maar soos jy verder gaan lees, maats, gaan jy sien daar is nog vergelykings in daardie strofe. Reg. Omdat ons al reeds hierdie gedig gelees het, maats, wil ek hê ons moet afbeweeg met ons oogies na die volgende vragie. Nommer 9.
Hoekom dink jy is hierdie spreker nie meer honger nie? Wat word daar vir ons gesê in die laaste strofe? Kom ons gaan kyk gou. Tuna tert en broccoli. Ek is regtig nie meer honger nie. So, ons het dit voorheen ook genoem. Hierdie persoon het uitgevind wat is op die menu of op die spyskaart eerder en hierdie persoon het besluit ek is nie meer honger nie. Jy het miskien ook jou gunsteling kosse waarvan jy hou en nie hou nie. So, as jy hierdie kind was, hoe sou jy gevoel het oor tuna en broccoli? Kom ons beweeg aan, maats. Reg. So die laaste gedeelte voordat ons klaar maak, maats, is dan om natuurlik hersiening. Kom ons kyk hoe oulik het jy geleer. Jy gaan my nou moet help om die volgende antwoorde te kan kies. Kom ons begin by nommer 1. Die naam van 'n gedig word die wat genoem. Is dit A, die strofe, B, die titel of C, die spreker? En die antwoord is B, die titel. Nommer 2. Die persoon wat die gedig skryf word altyd genoem die digter, die spreker of C, die leser en jou antwoordjie is die digter. Pragtig julle. Dan gaan ons aan na nommer 3 toe. 'n Aantal versels wat saamgevoeg word vorm 'n. Onthou ons het gepraat van versels. En wanneer hulle saamkom, noem ons dit dan nou is dit A, 'n strofe, B, 'n titel of C, 'n rym en my antwoord natuurlik is A, 'n strofe. Wanneer woorde dieselfde eindklanke het, noem ons dit A, beeldspraak, B, alliterasie of C, 'n rym en my antwoord natuurlik is rym. Goed, as jy dit reg gekry het. En dan laaste, in 'n vergelyking, onthou wat het ons gesê van 'n vergelyking? Gebruik ons dikwels die woorde A, soos, nes of net soos, B, hard, vinnig, stadig of gebruik ons mens, dier, plek. En natuurlik, ons gebruik altyd die woordjie soos, nes of net soos. En voor ons tot ziens sê, maats, kom ons kyk na hoe jy die volgende kan doen. Alliterasie is vir jou gedoen. Kijk. Kom ons kyk na die volgende gedeelte, maats. Ek wil nou vasstel wat jy alreeds weet of wat jy verstaan van hierdie hele les. Alliterasie. Kom ons gaan kyk watter woordjie of definisie die beste by alliterasie sal pas. Is dit A, menslike eienskappe aan nie-lewende voorwerpe? Alliterasie, is dit die herhaling van vokale of klinkers? C, is dit die herhaling van konsonante of medeklinkers? D, is dit, kan ons dit vergelyk twee dinge sonder soos of E, vergelyk met soos of nes? So daar is jou antwoord, maats. Alliterasie het altyd te doen met konsonante. En assonansie sal jy sien het te doen met die vokale. Personifikasie het te doen met menslike eienskappe aan nie-lewendige dinge. 'n Metafoor is wanneer twee dinge vergelyk word en aan vergelyking gebruik jy natuurlik die woordjie soos, net soos of nes. Reg, dit is die einde van ons lesie vandag, leerders. Ek hoop julle het vir julle ietsie gevat en kan saam met dit dan klas toe teruggaan. Baie dankie dat jy deelgeneem het en ek kan met sekerheid sê, jy is vandag 'n gedigkampioen. So, dis ongelukkig nou die einde van ons les, maats, maar ek is seker ek sal jou weer sien. Laat weet vir ons gerus hoe jy hierdie lesie ervaar het. En onthou om op die klikkie druk om ons te volg op YouTube. Tot volgende keer, tot ziens, bye bye!